21 Oktober. Seëninge beloof aan diegene wat in Christus bly. Die armes van gees erf die koninkryk. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Matteus 5 vers 3. Christus het verlang om die wêreld te vul met 'n vrede en vreugde wat 'n weergawe sou wees van die wat in die hemel heers. Van sy goddelike lippe het seëninge met volle en oorvloedige versekering gevloei, wat getoon het dat hy die bron van alle goedheid is en dat dit sy voorreg is om almal teenwoordig te seën en te beïndruk. Hy was op sy eie besondere, heilige gebied besig, en die skatte van die ewigheid was tot sy beskikking. Met die uitdeel daarvan het hy hom nie aan mate gesteer nie. Hy het dit geen roof geag om namens God op te tree nie. In sy saligspreking het hy diegene ingesluit wat sy koninkryk in die wêreld uitmaak. Hy het elke seën wat nodig was vir die geluk en vreugde van elke siel na die wêreld gebring. En voor daardie groot menigte het hy die rykdom van hemelse genade aangebied, die opgehoopte skatte van die ewige, eindelose Vader. Hy beskryf diegene wat erfgename van God en mede-erfgename saam met hom sal wees. Hy kondig openlik sy keuse van onderdane aan en wys die plek aan waar hulle saam met hom moet werk. Wie die voorgeskrewe karakter besit, sal saam met hom deel in die seën en heerlikheid en eer wat hy altyd ontvang. Hy wat voel dat hy geen gebrek het nie, dat hy redelik goed is en tevrede is met sy toestand, verlang nie om deel te hê aan die genade en geregtigheid van Christus nie. Die hoogmoed voel geen behoefte nie en sluit die hart vir Christus en vir die oneindige seëninge wat hy kom gee het. So 'n mens het geen plek in sy hart vir Jesus nie. Hulle wat weet dat hulle self onmoontlik nie kan red nie en op eie houtjies tot geen geregtigheid in staat is nie, waardeer die hulp wat Christus kan gee. Hulle is die armes van gees, wat hy salig genoem het.